Kom ons maak vanmôre ons Bybels oop en ek nooi u om saam met my te blaai na 2 Kronieke hoofstuk 6. Rigters, Rut, Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke en ons lees uit die 6de hoofstuk saam. Nou vir eeue lank het die volk Israel die Here ontmoet in die tabernakel wat 'n tent was. En ons weet terwyl hulle deur die woestyn getrek het, kon hulle die tent opslaan en dan weer op 'n volgende plek gaan afslaan en weer gaan opslaan. En hulle het nou die land ingeneem, die beloofde land, en hulle woon iets soos 300 en iets jaar wat hulle nou in die land is. En Dawid wou 'n tempel bou en die Here het vir hom gesê omdat daar bloed aan sy hande was. Ons weet dat hy vir Uria laat om die lewe bring het, Batseba se man, mag hy nie 'n tempel bou nie. En nou het sy seun Salomo die tempel gebou en hoofstuk 5 is die inwyding van die tempel. Dis 'n kosbare hoofstuk, u kan dit gerus weer gaan lees. En dan kom ons nou by hoofstuk 6 en u sal sien die opskrifie daar is die rede, met ander woorde die preek en die gebed van Salomo by die inwyding van die tempel. So terwyl hulle die tempel ingewy het, het Salomo ook 'n boodskap gebring, hy het 'n rede gevoer en hy het 'n gebed gedoen, 'n tydlose gebed. En ons gaan dan vanmôre en vanaand gaan ons tyd spandeer by hierdie baie kosbare gebed van Salomo. 2 Kronieke 6 vers 1. Toe het Salomo gesê, die Here het gesê dat hy in donkerheid wil woon, maar ek het vir u 'n woonhuis gebou, 'n vaste plek vir u om ewig in te bly. Daarop draai die koning sy aangesig om en seën die hele vergadering van Israel, terwyl die hele vergadering van Israel staan. En hy sê, geloofd sy die Here, die God van Israel, wie se hande volbring het wat sy mond tot my vader Dawid gespreek en gesê het, van die dag af dat ek my volk uit Egipte land uitgelei het ek geen stad verkies uit al die stamme van Israel om 'n huis te bou dat my naam daar sou wees nie. En ek het geen man verkies om vors oor my volk Israel te wees nie. Maar ek het Jerusalem verkies dat my naam daar sou wees. En ek het Dawid verkies om oor my volk Israel te wees. Toe dit dan in die hart van my vader Dawid was, om 'n huis te bou vir die naam van die Here, die God van Israel, het die Here aan my vader Dawid gesê, dat dit in jou hart was, om vir my naam 'n huis te bou, daarin het jy goed gehandel, dat dit in jou hart was. Alleen maar, jy sal die huis nie bou nie. Maar jou seun wat uit jou lendene sal voortkom, die sal vir my naam die huis bou. En die Here het die woord vervul wat hy gespreek het, sodat ek opgestaan het in die plek van my vader Dawid. En ek sit op die troon van Israel, soos die Here gespreek het. En ek het die huis gebou vir die naam van die Here, die God van Israel. Die ark waarin die verbond van die Here is, wat hy met die kinders van Israel gesluit het, daar neergesit. Toe het hy gaan staan voor die altaar van die Here teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande uitgebrei. Want Salomo het 'n koper verhoog gemaak, om dit in die middel van die voorhof opgestel. 5 el was sy lengte, en 5 el sy breedte en 3 el sy hoogte. En hy daarop gaan staan en neergesink op sy knieë teenoor die hele vergadering van Israel en sy hande na die hemel uitgebrei en gesê, Here,
God van Israel, daar is in die hemel of op die aarde geen God soos U nie. Wat die verbond en die goedertierenheid hou vir U knegte, wat voor U aangesig wandel met hulle hele hart. Wat vir U knegt, my vader Dawid, U belofte aan hom gehou het, ja, met die mond het U dit gespreek, en met die hand het U dit volbring, soos dit vandag is. Hou nou ook, Here God van Israel, die belofte, wat U aan U knegt, my vader Dawid gedoen het, naamlik, daar sal vir jou nooit 'n man voor my aangesig ontbreek, wat sal sit op die troon van Israel nie. As jou seuns net op hulle weg ag gee, deur te wandel in my wet, soos jy voor my aangesig gewandel het. Laat dan nou, Here God van Israel, U woord tog bewaarheid word, wat U tot U knegt Dawid gespreek het. Maar sou God werklik by die mense op aarde woon? Die hemel? Ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het? Wend U dan tot die gebed van U knegt en tot my smeking. Here my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat U knegt voor U aangesig bid, sodat U oë oop mag wees, dag en nag oor hierdie huis, oor die plek waar U van gesê het, dat U U naam daar wil vestig, sodat U mag luister na die gebed, wat U knegt na hierdie plek toe sal bid. Luister dan na die smekinge van U knegt, en van U volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag U hoor uit U woonplek, uit die hemel, en as U hoor, vergewe dan. As iemand teen sy naaste sondig, en hulle, dis nou die naaste teen wie gesondig is, hom 'n eed oplê om hom tot selfvervloeking te bring, en hy voor U altaar in hierdie huis kom sweer, wil U dan hoor uit die hemel, en handel en aan U knegte reg verskaf, deur die skuldige te vergelde, en sy wandel op sy hoof te lê, en die regverdige regverdig te verklaar, deur hom te gee na sy geregtigheid. En as U volk Israel verslaan word voor 'n vyand, omdat hulle teen U gesondig het, en hulle bekeer, en U naam bely en bid en smeek voor U aangesig in hierdie huis, wil U dan hoor uit die hemel, en die sonde van U volk Israel vergewe, en hulle terugbring na die land, wat U aan hulle en hulle vaders gegee het. As U die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen U gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid, en U naam bely, van hulle sonde hulle bekeer, om U hulle verootmoedig, omdat U hulle verootmoedig, wil U dan hoor in die hemel, en die sonde van U knegte, en U volk Israel vergewe, want U leer hulle die goeie weg, waar hulle in moet wandel, en gee reën op U land, wat U aan U volk as 'n erfenis gegee het. Ons gaan tot daar saam lees vanmôre uit hierdie gedeelte. Vanaand gaan ons aan met vers 28, en dan die klimaks vanaand is hoofstuk 7 vers 1. En net toe Salomo sy gebed voleindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal, en die brandoffers en die slagoffers verteer, en die heerlikheid van die Here het die hele huis vervul. So dis vanaand die klimaks eintlik van hierdie een lang preek wat ons in 'n oggend en 'n aand met U deel. Kom ons verenig in gebed en ons bid net saam. Baie dankie ons hemelse Vader dat ons in hierdie oggend as gemeente die begin van 'n nuwe jaar voor U kan buig. Ja Here, hierdie jaar het weer begin. Ons sit met ons kalender, ons het beplanning gedoen,
Daar's baie dinge wat in hierdie jaar vir ons voorlê, as dit U wil is. En ons wil vir U baie dankie sê dat ons 'n nuwe jaar in U teenwoordigheid kan begin. Ons wil ook maar vanmôre soos Salomo by die inwyding van die tempel ons hande na U toe uitbrei. En ons wil ook maar net sê, Here, U ken ons swakhede, U ken ons tekortkominge, U weet dat ons feilbare mense is, wat mekaar baie maklik kan teleurstel, maar dankie dat U die onwankelbare God, die God van die eeue is, wat nooit verander nie. U ja is U ja en U beloftes hou vir ewig stand. En ons dank U vanmôre dat ons in hierdie belofte ons kan verlustig. Dankie dat ons vanoggend kan weet, al is daar vanmôre op hierdie aarde soveel chaos, soveel oorloë, soveel opstande, soveel geweld en soveel misdaad, dat U 'n heilige, rein God is by wie daar geen sonde is nie. En dat ons skuiling by U alleen kan vind. U het Salomo se gebed aangehoor en op 'n luisterryke manier dit verhoor. En ons kom vanmôre as U gemeente na U toe en sê, Here, wil U ook in hierdie jaar elke gebed wat uit ons harte na U toe opgaan, ook so aanhoor en verhoor. Dankie dat ons kan uitsien na ons gebedsgeleenthede ook hierdie jaar. Here, ons het woensdaagoggende, het ons die silwer jeug, woensdaagaande het ons gemeente biduur. Ons het maandagaande groepies wat bid vir die EE3 opleiding en uitreike. Ons het vrydagoggende het ons gebedstyd vir herlewing. Sondaagoggende kan ons hier in die gebedskamer by mekaar kom om saam te bid vir die erediens. Die kerkraad bid ook saam vir die erediens. En dis vir ons wonderlik om geleenthede te hê, ook in ons persoonlike stilte tye, waar ons tot U kan roep en met U kan praat. In die wete dat U die hoorder van gebed is. En ons eer U vanmôre, dat U nog nooit verander het nie. Dat U steeds die hoorder van gebed is. Baie dankie vir die gemeente, Here. Dankie vir elke bediening. En terwyl ons ook gereed maak om die nuwe jaar in volle vaart af te skop, en eersdaags begin ons weer met al die bedieninge en die werksaamhede, wil ons bid en vra dat U 2026 vir ons baie ryklik sal seën. Dankie dat U weet wat hierdie jaar voorlê. En dankie dat niks U onverhoeds kan betrap nie. En dankie dat ons ook ons lewens vanmôre in oorgawe in U hande kan kom lê. En sê, neem U my lewe. En laat my lewe tot U eer gelewe word. Here, kom vou my toe in U beskerming, in U liefde. Doen dit vir elkeen van ons. Doen dit vir die hele gemeente. Ons wil vanmôre bid vir ons land. Ons wil bid, Here, vir die omstandighede in ons land. En terwyl ons bewus is van 'n groot natuurramp wat verlede week die omgewing van Krissies meer getref het, en baie van daardie boere vanmôre miskien moedeloos voel, wil ons vra, Here, dat U hulle sal ontmoet en dat hulle ook in hierdie tyd hulle toevlug by U sal kom soek. Want U is onveranderlik. En ag Here, ons het geen ander uitweg as om na U te roep nie. Kom nou en kom seën vir ons U woord. Kom praat met ons en bereik U kosbare doel in ons lewens om Jesus ontwil. Amen. Ek wil graag vanmôre uit hierdie gedeelte met U praat
En terwyl eintlik gaan ons praat oor die gebed van Salomo. Ons gaan in totaal 7 gedagtes bedink, vanoggend 3 en vanaand 4, waar ons dan stil staan by die inhoud van Salomo se gebed, maar onder die tema, hoorder van gebed. Ons moet vanmôre weet dat wanneer ons bid, dan is dit nie maar net 'n futiele oefening waarmee ons besig is nie. Dis nie maar net woorde wat hier in die lug opgaan en ons hoop maar dit tref iets of iemand iewers en die Here luister miskien na ons toe nie. Nee, die Here, een van sy name is o hoorder van gebed. En u het miskien ook al gehoor wat ek dikwels in my lewe gehoor het, dat mense sê, ek het so baie gebid. Ek het so vir die Here gevra dat hy tog my omstandighede moet verander, maar die Here het nie geluister nie. Die Here het nie geantwoord nie. En wanneer dit vir u so voel en vir my so voel, dan sê die woord van God vir ons moenie moedeloos raak nie. Die Here hoor elke gebed. Die Here is in sy heilige paleis, sê Psalm 11. En wanneer dit vir ons lyk of die fondamente van geregtigheid omgekeer word, en dit voel vir ons of die Here nie hoor nie, weet dan, hy hoor elke gebed. Behalwe wanneer daar bewustelike sondes in ons lewens is. Dan sê die woord van die Here baie duidelik, dan luister hy nie, dan hoor hy nie. Maar die Here hoor elke gebed. Hoe wonderlik, volk wat gewoond was aan 'n tabernakel staan uiteindelik hier voor die nuut geboude tempel wat Salomo met die instruksies van die Here gebou het. En terloops, dis daar waar the Dome of the Rock vandag staan. En dis hoekom daar nog nie weer 'n tempel is nie. Alles vir die nuwe tempel is gereed. Die volk Israel kan nie wag om hulle nuwe tempel te bou nie. En u en ek en die hele wêreld weet nie wat gaan gebeur en wat moet gebeur dat hulle weer hulle tempel daar kan bou. Dis die plek waar die tempel moet staan, op die tempelterrein. En die Here het wonderlik voorsien dat hulle eintlik nie nou 'n tempel kan bou nie. Want die Here wil nie hê hulle moet nou weer offers bring nie. Want daar's klaar een offer gebring. Jesus se offer is volmaak gewees. Nou moet nie nou weer offers kom tot die Here weer offers gaan toelaat. Wat ons lees, daar gaan weer 'n tyd wees wanneer die Here hulle gaan toelaat om te offer. Maar hier staan hulle voor die asemrowende tempel. Die tempel is ingewy. Salomo het die tempel aan die Here toegewy. Die hele volk staan daar by mekaar, groot menigte van hulle. Ek kan bietjie gaan lees hoeveel beeste en hoeveel skape is daar geoffer by hierdie geleentheid. Eintlik is dit verbuisterend. 'n Mens wil amper sê dit is ongelooflik. Jy kan dit amper nie glo dat daar soveel beeste en soveel kleinvee by hierdie inwydingsgeleentheid van die tempel geoffer is. Jy mag glo dat dit was so, want dit staan in die woord van die Here vir ons opgeteken. En by die geleentheid het ons gelees dat Salomo sy hande na die hemel toe uitgebrei het. En hierdie uiteindelik op sy knieë, is vir my baie mooi hoe dit daar staan, hy het op sy knieë neergesink, né? Is dit wat daar staan? Ja. En hy het tot die Here begin roep, en hy het hierdie tydlose gebed, hierdie gebed wat nooit sy waarde verloor en wat nooit sy krag verloor, het hy tot die Here God gebid. En vanaand sal ons dan by die klimaks kom, hoe die Here antwoord en vuur uit die hemel stuur en met sy teenwoordigheid in hulle midde neerdaal. Net dit alleen behoort eintlik hierdie volkie so by mekaar te gebring het in God se teenwoordigheid, dat hulle nooit weer hulle rug op die Here sou draai nie. Maar hulle het. En dis so hartseer. Dit is vir my wonderlik om te sien in hierdie gebed, Salomo bid nie 'n naïewe gebed nie. Wat bedoel ek daarmee?
Hy kom nie en sê, Here, hierdie volk is 'n volmaakte volk. Hulle sal U nooit teleurstel nie. Hulle sal van nou af tot in ewigheid U dien soos U gedien wil wees. Nee, Salomo ken die volk. Hy ken hulle swakheid. Hy onthou die goue kalf, terwyl Moses op die berg was, om die wet te ontvang. Hy onthou hoe hulle daar in die woestyn teen God in opstand gekom het, en gedurig deur gemurmureer het, en vir Moses en vir Aaron gesê het, nee, julle het ons uit Egipte land uit weggevat, dat ons hier in die woestyn kan omkom. En dan het hulle oë van die Here afgehaal. Salomo weet alles van hierdie volk, hy ken ook homself. Hy ken ook sy eie swakheid, en sy eie tekortkominge. Hy het geweet, in die toekoms is dit baie, baie moontlik, dat hulle kan struikel op verskillende maniere, en dat daar as gevolg daarvan vir hulle tye van beproewing en rampspoed en teëspoed kan kom. Maar wat uitstaande is in hierdie gebed van Salomo, afgesien dat hy weet wie die volk is en dat hy die volk en hulle swakhede ken, is uitstaande in hierdie gebed dat Salomo ook weet wie God is. En dat hy onwankelbaar is en onveranderlik. En dat hy nooit op sy woord kan teruggaan nie. Dat hy 'n God is wat luister. 'n God wat bereid is om te vergewe wanneer hulle in swakheid sou sonde doen. En dat hy 'n God is wat altyd weer, as hulle tot hom bekeer, bereid sou wees om hulle te herstel. As hy net weer, wanneer ons nou met ons Bybelleesprogram besig is en ons kom weer by Rigters, kyk net hoeveel keer het God weer geluister en hulle weer herstel. En wat vir my uitstaan is hoe God uit die hemel hoor en hierdie gebed aanhoor, en hy hoor hoe Salomo bid oor die swakheid en die sondige geneigtheid van die volk. En hy hoor hoe Salomo bely dat hy die God is wat nie kan verander nie. En dat hy so wonderlik uit die hemel hoor en eintlik half die hemel oopskeur vir hulle. En ek wonder wie van u kan vanmôre dink aan 'n geleentheid in die geskiedenis, toe die hemel oopgeskeur is en die teenwoordigheid na God vir ons geopen is. Waar het dit gebeur? Aan Golgotha se kruis. Toe Jesus uitroep, dit is volbring. En die voorhangsel in hierdie selfde tempel skeur. En die teenwoordigheid na God word vir u en vir my geopen. Met ander woorde, wanneer ons bid, wanneer ons in gebed tot God nader, het ons eintlik nog 'n beter posisie as wat Salomo en die volk gehad het. Want die voorhangsel is weg. Die toegang na God in Christus is vir ons geopen. Ons het 'n groot hoëpriester, Jesus Christus, wat die volmaakte offer gebring het, die offer van sy liggaam, en vir ons die nuwe en lewende weg kom open het, dat ons deur hom tot die Vader kan spreek en kan bid. Ons hoef nie vanmôre ons oë in die rigting van 'n tempel op te slaan nie. Ons kan vanmôre ons oë rig op Jesus. Hy is die leidsman en die volëinder van ons geloof. Ons leer met ander woorde vanmôre dat hierdie gebed is nie net 'n geskiedenisles nie. Ons is nie vanmôre hier in 'n geskiedenisklas by mekaar
om 'n stukkie geskiedenis te kom leer nie. Ons leer hoe ons vandag in ons eie swakheid, met ons eie tekortkominge, gedurig deur Christus, na God toe kan vlug en ons harte aan hom te kan openbaar. In die eerste plek, God is die hoorder van gebed wanneer mense nie reg kan oordeel nie. Dit gebeur dikwels met baie mense. Kom ons lees vers 22 en daardie gedeelte net weer aandagtig. U kan saam met my volg. As iemand teen sy naaste sondig, is die woorde waarmee Salomo hierdie gebed begin. As iemand teen sy naaste sondig. En kom ons vra dadelik vir mekaar die vraag, is dit moontlik dat ons teen ons naaste kan sondig? Is dit moontlik? Wat sê u? Is moontlik, né? Ja, so. In ander woorde, jy verstaan wat ek probeer sê, Salomo was nie naïef nie. Hy probeer nie voorgee, ons sal nooit iets verkeerd teen iemand anders kan sê of doen nie. So hier kom maak hy nou die deur oop. As iemand teen sy naaste sondig. Nou kom die naaste en hy kom sê nou vir die persoon wat nou gesondig het, kom sê hy die volgende. En hulle hom 'n eed oplê om hom tot selfvervloeking te bring en hy voor u altaar in hierdie huis kom sweer. Met ander woorde, die naaste teen wie daar gesondig is, kom nou by die persoon en sê, ek wil hê, jy moet in die tempel voor die aangesig van God 'n eed kom aflê, waarin jy vir die Here sê, ek is bereid dat daar 'n vloek op my kan kom, as ek miskien sou lieg oor hierdie saak. Dit laat 'n ou bietjie sidder, as jy besef wat staan hier geskrywe en waartoe bring Salomo hierdie gebed. Hoor wat sê hy, wil u dan hoor uit die hemel en handel en aan u knegte reg verskaf. So dikwels is ons teleurgesteld met aardse regstelsels. Selfs wat daar geskille tussen mense ontstaan, kry ons dit nie altyd reg dat daar reg laat geskied nie, om reg te laat geskied nie. Maar wil u dan uit die hemel hoor en handel? Dis wat Salomo bid. Here, tree op, handel en verskaf u reg aan u knegte deur die skuldige te vergelde en sy wandel op sy hoof te lê en die regverdige regverdig te verklaar deur hom te gee na sy geregtigheid. Ek dink ons almal verstaan baie mooi wat is hier besig om te gebeur. Waarvoor bid Salomo hier? Dit gaan oor 'n situasie waar mense mekaar beskuldig. Mense het 'n probleem met mekaar. Die waarheid in hierdie saak is nie vir mense baie duidelik nie. Nee, en dit gebeur so maklik. Twee persone tel stryd met mekaar op en die een sê so en die ander een sê so. En nou word daar ondersoeke gedoen en daar word probeer vasgestel wat is die waarheid en jy kan net eenvoudig as mens nie by die waarheid uitkom nie. Dis waaroor dit hier gaan. En Salomo sê, dan is die oplossing nie nog 'n ondersoek nie. 'n beter ondersoek nie. Die oplossing is 'n getuie. Een wat alles weet. Een wat die waarheid ken.
en wat reg verskaf. Sy daarvoor u altaar in hierdie huis kom sweer, met ander woorde, eed aflê dat hy die waarheid praat. Dan kom jy in 'n posisie waar jy naak voor God staan. En die waarheid sal aan die lig kom. Dis wat Salomo hier sê. God is nie net 'n regter nie, hy's ook 'n getuie. Hy weet alles. Hy sien alles. Hy ken ons gesindhede, hy ken die motiewe van ons harte, hy weet waarom ons optree soos ons optree, hy weet waarom ons sê wat ons sê. En ek wil hê u moet baie mooi oplet. Hierdie gebed het twee kante. Wonder of u dit raak gesien het. Daar is die kant van die benadeelde of die verontregte persoon. En as ons mooi lees, dan lyk dit of dit enige een van die twee kan wees wat benadeel is. Of hierdie eerste persoon het werklik teen sy naaste gesondig, of hierdie een het 'n storie opgemaak dat hierdie persoon teen hom gesondig het. Kan jy dit sien? Die saak het nou mooi twee kante. Daar's die benadeelde, en kom leer ons vanmôre uit hierdie gebed van Salomo dat wanneer iemand jou vals beskuldig en oral waar jy kom, hoor jy jou naam word beswadder deur hierdie persoon. Hierdie persoon is met 'n smeerveldtog teen jou besig. En daar's nie 'n manier wat jy jou onskuld kan bewys nie. Dis nie 'n manier wat jy kan sê, maar dis nie die waarheid nie. Dis nou jou woord teen die ander persoon se woord. Weet dan, jy het 'n getuie. God is getuie van die absolute waarheid in hierdie saak. Wat dit ook al mag wees, weet dit. Terwyl ek hier voorberei, kom dit by my op dat Jesus was deur mense vals beskuldig. En hy het voor die gereg beland. En die gereg het sy loop geneem. En daar het uiteindelik 'n valse skuldigbevinding plaasgevind teen die Here Jesus. En die oordeel is gevel en die vonnis is hom opgelê. Kruis toe met jou. En daar aan die kruis het Jesus op grond van valshede van mense, het hy sy lewe aan die kruis afgelê. Maar die hele gedagte wat ek probeer tuisbring, die hele tyd was God getuie. En die hele tyd het God geweet wat is die waarheid. En God het die laaste sê gehad, want op die derde dag het hy hom liggaamlik opgewek uit die dood. En is al hierdie beskuldigings van mense nietig verklaar. En het die waarheid aangaande Christus geseëvier. Ons weet natuurlik dat dit ook vir ons sondes plaasgevind het. Jesus het vir ons sondes aan die kruis gesterf. Daarom het God dit toegelaat. So wanneer daar valse beskuldigings ingebring word, en jy weet voor die Here dis nie die waarheid nie, moenie aan die veg raak nie. Moenie aan die beklei raak nie. Gee dit vir hom wat alles weet. Hy weet wat die waarheid. En daar sal 'n dag kom wanneer die waarheid aan die lig sal kom. En daarin kan ons vanmôre rus en vrede kom vind vir ons gemoedere. Maar daar's 'n ander kant van hierdie gebed en dit is vir die oortreder. 'n Mens kan ander mense baie maklik met jou woorde mislei. Jy kan baie maklik vir ander mense vertel van alles wat in jou hart aangaan en jy kan gal braak en jy kan te kere gaan en jy kan by wyse van spreuke jou speelgoed uit die wiegie uitgooi. Jy kan jouself regverdig van hier af tot in die Kaap en terug. Maar jy sal nooit God bedrieg nie.
Jy sal hom nooit met jou woorde kan mislei nie. Jy sal nooit vir hom kan oortuig dat dit wat ek nou sê is die waarheid nie. As dit nie die waarheid is nie. Het is maklik om mense te mislei, maar dit is onmoontlik om God te mislei. Onmoontlik. Dus, hierdie teks vra nie net wie het seer gekry nie. Hierdie teks vra ook wie het seer gemaak. En ons hoef nooit 'n saak op ons eie te probeer dryf nie. Gee dit vir die Here. Omdat hy alles sien soos dit werklik is. Hoor net wat sê Psalm 37 vers 5 tot 7. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal dit uitvoer. Hoor wat is die konteks? Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Dis die konteks van laat jou weg aan die Here oor. Dis wanneer jy vals beskuldig word. Swyg voor die Here. Moenie geraas maak nie. Moenie loop en beswadder nie. Moenie loop en sleg maak waar jy kom nie. Swyg voor die Here. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg, en die man wat listige planne uitvoer nie. En as iemand se gewete miskien vandag met hom praat en sê, voor die Here weet ek het iemand te nagekom, weet dan ook dat Jesus ook daarvoor aan die kruis gesterf het. Wend jou tot hom, gaan in berou na Jesus toe. Hy sal jou gebed verhoor. In die tweede plek, God is ook die hoorder van gebed, wanneer jou eie sonde jou laat struikel en val. Vers 24 en 25. En as u volk Israel verslaan word voor 'n vyand, omdat hulle teen u gesondig het. Ons moet nie daai stukkie mislees. In die konteks hier is dit waaroor die val, die verslaan gaan, omdat hulle teen u gesondig het. Hoor nou mooi, en hulle bekeer en u naam bely en bid en smeek voor u aangesig in hierdie huis, wil u dan hoor uit die hemel en die sonde van u volk Israel vergewe en hulle terugbring na die land wat u aan hulle en hulle vaders gegee het. Dit is 'n belangrike ding wat Salomo hier aanraak. Neerlaag kom nie altyd van buite nie. Dis nie altyd die vyand se krag wat neerlaag veroorsaak nie. Soms is dit ons eie ongehoorsaamheid aan die Here. Die feit dat ons nie na die Here geluister het nie. Hoeveel keer in die geskiedenis van Israel het hulle ongehoorsaam geraak, groot geraak in hulle self, trots geraak oor hulle eie vermoëns. En dan wek die Here 'n vyand op wat hulle verslaan en wat hulle tot neerlaag bring. Daar's baie voorbeelde, ek het in die inleiding daarna verwys. En dan moet ons as kinders van God weet vanmôre, ons is in 'n konstante stryd gewikkel. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En die beste is natuurlik voorkoming om in reinheid en heiligheid met God te wandel, sodat jy nie verslaan word deur hierdie onsigbare vyand nie. Die Here jou vir 'n oombliekie oorgee om so 'n bietjie pak te kry nie. Hierdie aspek van sy gebed sê vir ons dat sonde het gevolge. Nou, jy moet baie mooi hoor. Elke swaar kry in ons lewe is nie noodwendig die gevolg van sonde nie. Hoor jy mooi wat ek sê?
Elke stukkie swaar kry in ons lewe is nie noodwendig die gevolg van sonde. Jy moet asseblief nie vanmôre huis toe gaan en sê, daai simpel predikant het vanmôre gesê, alles wat met my gebeur is omdat ek sonde gedoen het nie. Ek sê dit vir 'n laaste keer, elke stukkie swaar kry in ons lewens is nie noodwendig die gevolg van sonde nie, maar elke sonde bring uiteindelik swaar kry. Die Here, wat sê die woord vir ons? Tugtig die wat hy liefhet. Hoekom? Om ons terug te bring, om ons tot bekering te lei, om ons tot inkeer te bring, dat ons daardie sonde sal bely en laat staan. Salomo sê in Spreuke, hy wat sy sonde bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal genade vind in die oë van die Here. Toe Dawid in sonde geval het hy al sy blydskap verloor. Hy het al sy vreugde verloor. Hy skryf in Psalm 51, hy sê, my gebeente binne in my het gebrul die hele dag. Dit het gevoel soos 'n vuuroond wat binne in my gloei, die skuld wat Dawid gehad het, en wat hy met hom probeer saamdra het, en wat hy probeer toesmeer het op elke denkbare manier. En dan kom hy daar in Psalm 51, dink is vers 7-8, wat hy sê, o, skep vir my 'n rein hart, o God. Gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. En in vers 14, gee my weer die vreugde van u heil in my lewe. Ons neerlaag as gevolg van sonde bring oneer aan God se heilige naam. Maar Christus het ook hierin vir ons voorsiening gemaak. Hy het ook hiervoor aan die kruis vir ons kom sterf, dat ons na hom toe kan terugkeer en kan sê, Here Jesus, in sak en as kom ek terug na u toe. Ek bely my verkeerdhede, ek bely my sondigheid voor u. Wil u my weer oprig? Wil u my weer herstel? Hy sal dit doen. Wat sê 1 Johannes 1 vers 7? As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dit staan in die teenwoordige tyd in die Grieks wat beteken aanhoudend kan ons terugkom na die Here toe. In die laaste plek. Die Here is hoorder van gebed. Wanneer ons herinner word, ons is nie altyd in beheer nie. Vers 26, as die hemel toegesluit is, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen u gesondig het. Hier kom Salomo weer. So jy kan sien, ek het aan die begin in die inleiding gesê, dis nie 'n naïewe gebed waar Salomo sê, o Here, dis 'n wonderlike ou volkie, hulle doen nooit niks verkeerd nie, seën hulle net elke dag. Dis 'n oop en eerlike gebed. Here, as u dalk die hemel sou toesluit, omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid, en u naam bely, en hulle van hulle sonde bekeer, omdat u hulle verootmoedig. Dis die hart van hierdie teksvers, is verootmoediging. Wil u dan hoor in die hemel en die sonde van u knegte en van die volk Israel vergewe, want u leer hulle die goeie weg, waar hulle in moet wandel, en gee reën op hulle land, wat aan u volk as erfenis gegee is. Salomo bid, Here, ek weet, dat hierdie volk maklik teen u oortree. Hulle geskiedenis is daarvan vol. En hulle toekoms, Here, dit is maar 'n bietjie wankelrig, want hulle is maar stoffelike mense. Hulle is baie swak. En as u dalk die hemel sou toesluit, en dit reën nie, en daar kom droogtes, en daar kom ander natuurrampe,
Dan die belangrike ding. Wil u hulle verootmoedig? U weet, ons moenie elke ramp wat gebeur, probeer ontleed. Ek dink nou in die afgelope week het ek 'n gebedsversoek geplaas op die gemeentegroep vir die boere in Krissiesmeer. 'n Verskriklike natuurramp het hulle getref. 'n Vriend van my wat 'n boer daar is, sy broer sê vir my, al sy implemente lê onder bome, opgevrommel. Ons praat van miljoene rande se skade. 'n hele bos, 'n hele dennebos wat ontwortel is en op hierdie ou se implemente beland het. Nou is die kruks en die geheim. Ons moet nou nie gaan en sê, hoekom het dit nou gebeur? Waarom het dit nou gebeur? Wat is nou die rede hiervoor? Want die oomblik as 'n mens dit begin doen, dan dryf dit jou van God af weg. Dis wat Satan wil hê. Hy wil ons van God af wegdryf. Het jy gelees, dit gaan oor verootmoedig. Here, verootmoedig hulle. En verootmoediging beteken, Here, ons het u so nodig. Ons kan nie sonder u nie. Ons kan nie sonder u lewe nie. Ag Vader, wil u nie in hierdie omstandighede, of dit nou 'n droogte is, of wat so 'n ander ding ook al, wil u nie net help my om te vergeet hoekom dit gebeur het. En kom bind my aan u vas. Kom plaas my oë op Jesus, die leidsman en die volëinder van my geloof. Help my, Here, dat ek nie my vertroue in u sal verloor nie. Help my dat ek altyd sal onthou wat u vir Adam gesê het 6000 jaar terug. Vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy arbei. Dis die gevolg van die sondeval. Dis nie God wat ons in die steek laat nie. U weet, krisisse doen iets in ons lewens wat voorspoed baie min reg kry. Wat is dit? Dit wys ons hoe ons op onsself aangewese geraak het. Op onsself begin vertrou het. Op ons eie vermoëns begin staatmaak het. Dis wat krisisse doen. Voorspoed kry dit nie reg nie. Voorspoed maak jou net nog meer onafhanklik. Kyk maar op die geskiedenis van die mens. Tye wanneer dit baie goed gegaan het die mens afvallig geraak van die Here. En dan laat die Here krisisse toe. En dikwels het mense hulle toevlug na God toe geneem. En dan het die Here gehoor. Ons sluit af. Die Here kom roep ons vanmôre om hom te soek. Wanneer daar mense is wat nie kan oordeel oor 'n situasie nie. Neem jou toevlug dan tot die Here. Maak nie saak aan watter een van die twee kante jy staan nie. Neem jou toevlug tot die Here. Sluit jou mond dig toe. Gee die saak vir die Here. Hy sal dit oplos op sy manier. Wanneer jou eie sonde jou laat struikel en val, kom terug na die Here toe. En wanneer daar dinge op aarde gebeur waaroor u en ek geen beheer het nie, weet dan, God laat ons nie in die steek nie. Kom na hom toe. Hy hoor, hy vergewe, hy herstel. Dink so aan die Here Jesus se woorde, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. So wat is daar vanmôre in ons lewens, in u lewe, wat vermoeiend is, wat 'n las is wat u saam met u dra? Bring dit vanmôre na die kruis toe. Bring dit vanmôre na die Here Jesus toe. Hy sal help.
Nou hoop ek u is net so opgewonde soos ek oor die laaste 4 punte vanaand en dan nou nog die heerlikheid van God wat verskyn. En dat dit sal maak dat u vanaand in die kar klim 5:00, 5:30 kerk toe kom en kom luister na die tweede deel van hierdie boodskap. Amen. Here Jesus, baie dankie vir die kosbaarheid van u woord. Dankie dat ons hier uit die Ou Testament Nuwe Testamentiese lesse kan leer. Dankie dat ons kan leer dat Christus is ons middelaar en ons voorspraak. En dat ons in omstandighede soos hierdie ons toevlug na u toe kan neem. En ek dink daar's 'n beter manier om 'n nuwe jaar te begin as met hierdie gedagtes. Hierdie gedagtes uit u woord, wat eintlik maar net weer ten doel het om u ons anker te maak, om u die middelpunt van ons lewens te maak. En ons wil sê, Here, ons sien uit om vanaand verder te kom luister na hierdie gebed van Salomo, van vers 28 af. En na die laaste 4 punte te kom luister. Bring ons by mekaar. Bereik u doel in ons lewens. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.